ons maak oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, voor die skepping van die wêreld was U reeds daar en het U oor die waters gesweef. Here Jesus, U is die water wat ewige lewe gee. En U het die uitnodiging gerig dat ons by U kan kom drink en nooit weer dors word nie. U het ook gesê dat as U in ons woon, dan sal daar in ons iets opborrel soos water uit 'n fontein, die werk van die Heilige Gees in ons. Here, in hierdie afgelope week het baie van ons wat hier in Bloemfontein bly, opnuut die waarde en die kosbaarheid van water besef. Veral toe die krane leeg was. En die vreugde en die dankbaarheid toe ons vanoggend gister al die krane kon oopdraai en daar vloei weer water. Ons sê ook dankie vir water vanoggend. Water wat lewe is. En U wat lewe gee. Water wat ons skoon was en U wat ons lewens skoon maak. Vanoggend as ons saam nagmaal vier, dan is dit ook 'n viering van ons verlossing. Dankie Here dat U vir ons U woord gegee het. In ons eie taal, in Afrikaans, ons kan lees in verskillende vertalings en ons kan U stem hoor. Ook vanoggend uit Openbaring 13 bid ek Here en vra dat U self deur U Gees met ons sal praat. Ons het nodig Here om U stem in ons lewens te hoor. U woord as dit ware soos 'n mikroskoop of 'n vergrootglas oor onsself te plaas. En ons vra dat U dan vanoggend ook so met ons sal wees en sal praat. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Die derde bedryf in Openbaring se dramatiese vertelling verskil baie drasties van die tweede bedryf. Kyk, in die tweede bedryf wat daar van hoofstuk 4 af aangeloop het tot by hoofstuk 11, het ons gesien dat God nie op een slag die hele wêreld oordeel, al die goddeloses met een handbeweging van die aarde afvee en klaar kry nie. Nee. God se oordeel ontvou stukkie vir stukkie. Omdat God genadig is, wil hy nie mense, goddeloses, straf nie. Maar omdat hulle nie tot bekering wil kom nie, moet hy dit doen. En as God dan begin om te straf, dan straf hy eers net 'n gedeelte, sodat die res nog tyd kan hê om tot inkeer te kom. God se oordeel is eintlik ingestel op die bekering van mense. Nou die derde en die finale bedryf waarmee ons laasweek begin het, lyk heeltemal anders. In hoofstuk 12, toe daai gordyn lig, was die vet sommer dadelik in die vuur en bars daar 'n ewige oorlog op die wêreld verhoog los. Die eeueoue stryd tussen die bose en die kerk, die gelowiges. Op 'n intense en 'n dramatiese manier word daar uitgebeeld hoe die oorlog tussen Satan en God 'n hoogtepunt bereik. In hoofstuk 12 verlede week het ons gesien hoe die vrou, simbolies van die kerk, geboorte skenk aan 'n seun, Jesus Christus. Die draak, dis nou die Satan, het alles in sy vermoë gedoen om die geboorte van Jesus te keer. Want hy het geweet dat met Jesus in die prentjie is sy doppie geklink. Daarom neem hy stelling in voor die vrou, sodat hy die kind kan verslind sodra sy hom in die wêreld bring.
God is egter sterker as die draak en hy keer dat die draak die kind verslind. Deur die opstanding van Jesus uit die dood en sy hemelvaart word Jesus weggevoer na God en sy troon. Die vrou, dis nou die kerk, vlieg weg na die woestyn waar God haar versorg en beskerm. Nou omdat die duiwel gesien het dat hy nie vir Jesus kon verslind nie, en dat hy ook nie die kerk kon vernietig nie, raak hy waansinnig woedend en stel hy sy vizier in om die res van die vrou se nakomelinge, dis ons as gelowiges vandag, teen oorlog te maak. Maar onthou die heeltyd terwyl ons lees, hoofstuk 12 vers 8, het dit baie duidelik gemaak met daai beeld van verlede week waaroor ek na die tyd nou baie moeilikheid by my huis gekry het. Satan het klaar die oorlog verloor. Nou probeer hy egter om so met sy laaste stuiptrekkings die nakomelinge van die vrou by te kom. Vir hierdie laaste stryd teen die gelowiges roep die draak die hulp in van 2 van sy makkers. Hy gaan staan, daar het ons geëindig verlede week, op die strand by die see, en dan kom die dier uit die see en die dier uit die aarde, om hom te help. Elkeen van hulle sal op sy eie manier probeer om die kinders van die Here te vernietig. Saam vorm hulle 'n 3-manskap, wat kamstig probeer om soos God te wees. 'n goddelose 3-eenheid. Ons lees hoofstuk 12 daarvan vers 18 af en dan in hoofstuk 13 in. Toe het hy, dis die draak, op die strand by die see gaan staan. Toe het ek 'n dier uit die see sien opkom met 10 horings en 7 koppe. Op sy horings was daar 10 krone en op sy koppe was daar 'n godslasterlike naam geskryf. Die dier wat ek gesien het, het net soos 'n luiperd gelyk, met pote soos die van 'n beer en 'n bek soos die van 'n leeu. Die draak het sy krag en sy troon en groot mag aan hom oorgedra. Dit het gelyk of een van die dier se koppe tot die dood toe verwond was, maar sy dodelike wond het genees. Die hele wêreld was verwonderd oor die dier en het agter hom aangeloop. En hulle het die draak aanbid omdat hy volmag aan die dier gegee het. Hulle het toe ook die dier aanbid en gesê, wie is net soos die dier? Wie kan teen hom oorlog voer? Hoor jy die ooreenkoms na Psalm 89 toe, wat ek vanoggend as fotum gekies het? Wie is soos die Here? Wie kan met hom vergelyk word? En nou probeer die dier iets soortgelyks. Wie is net soos die dier? Wie kan teen hom oorlog voer? Aan hom is 'n mond gegee om groot praterige en godslasterlike dinge mee kwyt te raak. Aan hom is volmag gegee om dit 42 maande lank te doen. Julle weet nou al, 42 maande, vasgestelde tyd. Hy het sy mond geopen om God en ook sy naam en sy woonplek en hulle wat in die hemel woon te belaster. Hy is toegelaat om teen die heiliges, dit is die gelowiges, oorlog te voer en hulle te oorwin. Aan hom is ook volmag gegee oor elke stam en volk en taal en nasie. Al die bewoners sal hom aardbewoners sal hom aanbid. Elkeen wie se naam sedert die grondlegging van die wêreld nie opgeskryf is in die boekrol van die lewe van die lam wat geslag is nie. As iemand ore het, laat hy luister. As iemand bestem is vir gevangenskap, sal hy in gevangenskap gaan. As iemand bestem is om met 'n swaard doodgemaak te word, sal hy met 'n swaard doodgemaak word. Nou as ons sê dat Satan probeer om soos God te wees deur 'n goddelose 3-eenheid voor te stel, dan is die draak die Vader, die dier wat uit die see uit opkom,
probeer om soos die Seun Jesus Christus te wees. Met sy 10 horings wil dit voorkom asof hy volkome mag het. En met die 10 krone lyk dit of hy volmaakte heerskappy het. Dis mos wat 'n horing wys op krag en 'n kroon op heerskappy. Die godslasterlike name wat op sy 7 koppe geskryf is, sê vir ons dat hy teen God gekant is. Hy's geslepe soos 'n luiperd, oorweldigend soos 'n beer en so sterk soos 'n leeu, gereed om die mensdom te oorweldig en te verskeur en te vertrap. Die dier uit die see probeer vreeslik hard om soos Christus te wees. En hy doen self so 'n wonderwerkie. Met die dodelike wond aan een van sy koppe wat genees, probeer hy om Jesus se kruisiging en sy opstanding na te boots. Met ander woorde, die draak is die anti-kris. Die anti-kris wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Nou wil ek weer sê wat ek al in die verlede gesê het. Die anti-kris is nie 'n persoon nie. Daar's mos nou al baie conspiracy theories. Dit was eintlik Adolf Hitler gewees, of dit was, wat het ek laas gesê, Julius Malema, of wie ook al. Dis die anti-kris, hy het gekom in ons tyd. Is nie so nie. Die anti-kris is eintlik alle mense wat God nie erken as hulle Vader en hulle Here nie. En die mense se reaksie op hierdie komstige wonderwerk, dat hulle verwonderd agter die dier aanloop en die draak aanbid, is weer eens 'n parallel met die Christelike godsdiens. Ons aanbid vir Christus omdat hy lewend geword het en ons prys God die Vader daarvoor. Hier aanbid die wêreld die anti-kris wat weer herleef het met sy kop, en hulle prys die draak, die Satan daarvoor. Maar nou is daar 'n paar baie belangrike dinge om raak te sien. Die anti-kris, mense wat die lewe op aarde vir jou hel maak, mense wat nie in God glo nie, in hulle eie rigting inslaan. Die anti-kris het nie uit homself die mag om die gelowiges te tuister nie. In vers 5 staan daar, aan hom is volmag gegee om dit 42 maande lank te doen. En weer in vers 7, hy is toegelaat om teen die gelowiges of teen die heiliges oorlog te voer. Met ander woorde, hy kan nie maar net maak wat hy wil nie. Ons het ons nou verlede week in hoofstuk 12 gesien, dat Michael en sy engele die draak verslaan het. Alles wat die duiwel kan doen, doen hy met mag wat aan hom geleen is. God laat hom toe om sekere dinge te doen. Al lyk dit baie keer vir ons, ook in ons tyd, asof die duiwel los hier buitekant rondhardloop, is God steeds in beheer van alles. Hy is selfs in beheer van dit wat die duiwel kan doen en nie kan doen nie. En dit wat die duiwel toegelaat word om te doen, kan hy ook nie vir ewig doen nie. 'n onbepaalde tyd nie. Net vir 42 maande. 'n deur God vasgestelde tyd kan hy sekere dinge doen. Verder is dit belangrik om te weet dat niemand van ons die duiwel se tuistering vryspring nie. Vers 7 sê dat daar volmag aan hom gegee is oor elke stam en volk en taal en nasie. Hoe vreemd dit ook al vir ons mag klink, staan daar ook dat hy toegelaat word om die gelowiges te oorwin. En dit is die waarheid, julle. Ons sien dit elke dag, ook in ons eie lewens. Baie gelowiges se lewens word deur die bose verwoes. Gelowiges word daagliks verneder, verkrag, vermoor. Dit alles as gevolg van die draak en die dier uit die see wat besig is om teen die nakomelinge van die vrou oorlog te maak.
Jy moet egter vir geen oomblik dink dat die oorwinning van die dier oor die gelowiges 'n totale vernietiging beteken nie. Onthou, die dier het nie uit sy eie mag om dinge te kan doen nie. Hy kan maar net doen wat God hom toelaat om te doen. Die duiwel kan dit dalk reg kry om jou liggaamlik te oorwin, jou selfs dood te maak. Maar God sal nooit toelaat dat hy jou geestelike lewe vernietig nie. Die oorwinning van die dier oor die gelowiges se liggame maak nie die oorwinning wat Jesus Christus reeds aan die kruis behaal het ongedaan nie. Gelowiges is geestelik veilig. Ons het mos gelees dat God die vrou, dis die kerk, na die woestyn toe geneem het, sodat sy daar, weg van die draak af, versorg en beskerm kan word. So al verloor ons ook ons aardse lewens, God sal ons geestelike lewens en ons geloof altyd beskerm en in stand hou. En ons leef binne hierdie skynbare teenstrydigheid. Aan die een kant is die gerusstellende versekering dat ons name sedert die grondlegging van die wêreld in die boekrol van die lewe opgeskryf is, nie 'n waarborg dat ons immuun is teen die duiwel se laaste wanhoopige pogings om ons te probeer breek nie. Dit is so dat verdrukking en vervolging en selfs die dood oor ons kan kom. Maar tog, en dis die ander kant van die waarheid, tog is God in beheer oor alles. Tot so 'n mate dat hy selfs kan toelaat dat sekere dinge gebeur sonder dat dit sy planne omkrap. As ons nou verder lees, dan sien ons hoe die derde persoon in die goddelose drie-eenheid op die toneel verskyn. Die dier uit die aarde, vers 11. Toe het ek 'n ander dier, jy kan hom maar vir my opsit, daai volgende skyfie asseblief. Toe het ek 'n ander dier uit die aarde sien opkom. Hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, maar hy het soos 'n draak gepraat. Hy het met al die volmag van die eerste dier opgetree en dis in sy teenwoordigheid gedoen. En hy laat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid, die een wat van sy dodelike wond genees is. Hy doen ook indrukwekkende tekens. So laat hy voor die mense vuur van die hemel af op die aarde neerkom, en hy mislei die aardbewoners deur die tekens wat hy toegelaat is om in die teenwoordigheid van die dier te doen, deur hulle te beveel om 'n beeld op te rig vir die dier wat deur die swaard gewond is, maar weer lewend geword het. Aan hom is toe die vermoë gegee om asem in die beeld van die dier te blaas, sodat die beeld van die dier ook kon praat, en om almal wat nie die beeld van die dier aanbid nie te laat doodmaak. Hy het ook almal, klein en groot, ryk en arm, vry mense en slawe verplig om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te laat aanbring, sodat niemand, behalwe die met die merk van die naam van die dier of die getal van sy naam, sou kon koop of verkoop nie. Hiervoor is wysheid nodig. Wie insig het, moet die getal van die dier bereken, want dit is die getal van die mens, en sy getal is 666. Hou 'n bietjie julle Bybel so oop. In hoofstuk 16 en 20 lees ons dat die dier uit die aarde is die vals profeet. Hy verheerlik die anti-kris, net soos wat die Heilige Gees vir Christus verheerlik. Hierdie dier uit die aarde is baie slinks. Hy lyk soos 'n lammetjie, maar hy praat soos 'n draak. Hy doen homself voor as 'n wolf in skaapklere. Vers 12 en 13 sê die valse profeet se werk
is om met indrukwekkende tekens mense te oorreed om slegs een God te aanbid. En dis die anti-kris. Jy kan vir my so 'n bietjie aanskuif asseblief. Maar ook hy kan uit sy eie uit niks doen. Vers 14 sê, hy word toegelaat om tekens te doen. Vers 15 sê, aan hom is die vermoë gegee om asem in die beeld van die dier te blaas. So God bly steeds in beheer van die hele situasie. Net soos met die dier uit die see, spring niemand egter dit vry om deur die valse profeet verlei te word. Klein en groot, ryk en arm, vry mense, slawe, alle mense word voor die versoeking gestel om eerder die anti-kris te aanbid as vir God. Maar kom ons maak dit nou, ons vergeet net so vir 'n oomblik van beelde en goed en ons dink nou net vandag prakties in ons lewens. Op watter manier word mense vandag deur die valse profeet verlei? Ek weet dit klink daarom verskriklik om te sê, daar gaan 'n dier uit die aarde uit opkom. 'n Valse profeet wat die mense gaan probeer oorreed om die anti-kris te aanbid eerder as die ware God. Gelukkig dat hy nog nie in ons tyd sy opwagting gemaak het nie. Ek het nog nêrens op die nuus so 'n aardige dier gesien nie. Maar jy sien, dis net daar waar ons die fout maak. Want die valse profeet is al lankal vlytig aan die werk. Ook onder ons eie gemeentelede. Natuurlik het jy hom nog nie gesien nie, nie so nie. Die duiwel is mos nie so dom om in die vorm van 'n wreedaardige dier in jou lewe op te daag, sodat jy hom 'n myl ver kan sien en kan weghardloop nie. Nee. Hy kom soos 'n wolf in skaapsklere. En hy flous die meeste van ons. Vers 16 sê dat hy ons verplig om 'n merk te dra op ons regterhand of op ons voorkop. Nou, hierdie ding is daarom al uit verband uitgeruk, nê, van die merk wat jy gaan kry op jou kop of op jou hand. Ouens het al gesê, maar dis eintlik 'n kredietkaart. Ander het gesê, dis daai barcode, daai streepieskode wat op die produkte is. Ek onthou met 1994 se algemene verkiesing, was daar so 'n onsigbare ink wat hulle op jou hand gesit het, wat jy net onder 'n so blou infralig kon sien, om te sien of het jy nou al gestem of nie. En ek weet van baie mense wat nie gaan stem het nie, want hulle het gesê, dis daai merk. En as jy hom nie kry nie, dan het jy nou moeilikheid. Jy moenie dink aan 'n fisiese merkteken nie. Nêrens is Openbaring besig met letterlike goed nie. Jou regterhand is mos die liggaamsdeel waarmee jy werk. Né? Dis jou slim hand, die meeste van ons. Jou voorkop is die deel waarmee jy dink. So die valse profeet wil die manier wat jy werk en die manier waarop jy dink verander. Hy wil jou verlei om te dink dat werk en die geld wat jy daarmee maak, alles is wat saak maak in die lewe. Hy wil sy merk op jou hand maak, sodat jou werk jou God word. Hy wil sy merk op jou voorkop maak, sodat die manier waarop jy dink oor alle dinge in die lewe, nie meer vir God verheerlik nie. En as ons kyk hoe mense van voordag tot laatnag werk en werk en werk en in die proses vir God afskeep. En ons kyk na die bedenklike manier waarop mense deesdae hulle geld verdien. En ons sien hoe mense dink dat sport en ontspanning en vriende en skool en wie weet wat nog in die lewe belangriker is as 'n toegewyde verhouding aan die Here, dan lyk dit vir my asof die valse profeet in sy doel geslaag het. En niemand van ons het dit eers agtergekom nie. Hy het soos 'n ou lammetjie
sy intrek onder ons kom neem. Hy lyk so onskuldig, ek meen, wat kan nou verkeerd wees daarmee om hard te werk? Of om uit te blink in sport? Maar as hy begin praat, dan hoor jy hy se draak. Want in die proses het mense God verloon en God verloor. So laaste gedagte uit die teks. Ek wil weer vers 18 lees. Hiervoor is wysheid nodig. Wie insig het, moet die getal van die dier bereken. Want dis die getal van die mens en sy getal is 666. Nou die mense van destyds het die gebruik gehad dat hulle vir elke letter van die alfabet het hulle 'n getalwaarde toegeken. So A is 1, B is 2, C is 3 en dan gaan hulle so aan en dan het hulle die letters van 'n mens se naam bymekaar getel en dit omgeskakel na 'n getal toe. En dit was dan jou getal. Soos Kobus Hamman se getal is 110. Madeleine Hartung se getal is 152. Benny van der Merwe se getal, ek is so bly julle twee is hier in die kerk vanoggend, dan kan ek julle getalle gee, is 177. Maar kyk, as jy nou die naam het, dan is dit baie maklik om die getal uit te werk. Maar as jy net die getal het, dan is dit baie moeilik om terug te werk na die naam toe, want ek meen daar's 'n oneindige hoeveelheid moontlikhede. Kobus Hamman is nie die enigste naam wie se getalwaarde op 110 uitkom nie. Jaco Swanepoel se getal is ook 110. Dewald Kreur en Wikus de Wet ook. Frans Steyn ook 110. Dis eintlik onmoontlik om te weet wat Openbaring bedoel het. Wie se naam daai getal 666 is. Keiser Nero is 'n moontlikheid want sy getalwaarde was 666. Maar daar's ook 'n klomp ander moontlikhede. So dalk moet ons op die ou ende sê dis nie so belangrik om te weet na wie presies die getal 666 verwys nie. Is belangriker om te weet wat die persoon met die getal 666 op aarde doen. Hy verlei mense om van God te vergeet en agter hulle eie afgode aan te loop. Vriende, ons hele lewe bestaan uit keuses. Ons moet elke dag 'n hele klomp besluite neem. Die eerste besluit is al gaan ek opstaan as my wekker gelui het of nie. En daar's nog 'n paar maklikes, gaan ek eers tande borsel en dan stort of andersom, wat gaan ek eet vir ontbyt, wat gaan ek aantrek vir werk? Maar daar's moeiliker en groter besluite ook in die lewe. En die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, gaan ook oor 'n keuse wat ons moet maak. 'n Keuse wat ons hele lewe beïnvloed. Openbaring 13 maak dit baie duidelik dat om 'n Christen te wees nie 'n maklike ding is nie. Satan weet dat die einde naby is en dat hy min tyd het. Daarom word sy aanslag op die gelowiges al hoe feller. Hoe verder ons Openbaring lees, hoe erger word die aanvalle teen die gelowiges. Dis asof die Satan mal geword het. Hoe minder tyd hy het, hoe meer probeer hy om die gelowiges te vertrap. En in ons eie lewens, hier in Suid-Afrika, in Bloemfontein, voel ons dit aan ons eie lywe. Ek is nou nie lus om politiek te praat nie, maar dit bly 'n lekker voorbeeld. Die Christelike regering, wat die land 32 jaar gelede nog gehad het, bestaan nie meer vandag nie. En in die proses het Christene baie dinge verloor. Ons het die steun en die finansiële bydraes van 'n Christelike regering verloor. Ons het al meer as een Christelike vakansiedag verloor. In baie skole het ons Christelike opvoeding verloor. Baie erger as enige een van daai 3 goed, is dat baie mense hulle Christelike waardes verloor het. En ook maar begin maak soos wat die res van die wêreld maak.
Om vandag in Suid-Afrika 'n Christelike lewe te lei word al hoe moeiliker. Om vandag in hierdie land besigheid te doen, eerlike besigheid, soos 'n Christen, is byna onmoontlik. As jy nie die merk op jou hand het nie, met ander woorde, as jy nie ook maar so goddeloos is soos die res nie, raak dit amper onmoontlik om te koop en te verkoop. En dit gaan net erger word. Openbaring 13 rig 'n waarskuwing aan ons as gelowiges. Satan sal alles in sy vermoë doen om ons te probeer onderkry en om ons van ons Christelike geloof te laat afsien. En dit sal nie ooglopend wees nie. Hulle gaan jou nie voor 'n vuurpeloton sit en sê kies die Here of jou eie gode nie. Dit sal glad nie so ooglopend wees nie, want die duiwel kom soos 'n wolf in skaapklere na ons toe. Hy lyk so onskuldig soos 'n lammetjie. Winkels wat op 'n Sondag oop is sekerlik nie die grootste probleem in die lewe nie. Maar dit raak 'n probleem as die gelowiges Sondag eerder in die mall rondstap as wat hy kerk toe kom. Sondagsport sou nie op sigself 'n groot sonde wees nie. Maar as dit mens weghou van geloofsbeoefening af, ja. 'n Besige lewe wat maak dat jy by niks anders uitkom nie. Dat die Here maar moet wag. Soos een nou gesê het, man, ek bid maar op die toilet, want dis al wanneer ek tyd kry. En ek lag nie eintlik daaroor nie. Stadig maar seker is die valse profeet besig om ons in te katrol. Openbaring 13 wil ons waarsku vanoggend, jy moet die regte keuse maak in die lewe, om nie toe te gee aan die aanslag van die bose nie. Die gedeelte wil vanoggend vir ons kon sê, pas op, dat daar nie soveel onskuldige dinge tussen jou en jou verhouding met die Here insypel, dat jy op die ou ende van hom af wegdryf nie. Tussen hierdie twee gedeeltes wat ons vanoggend gelees het, staan daar 'n enkele sinnetjie. En as jou Bybel voor jou oop was, dan sou jy agtergekom het ek het dit nie gelees nie. Tussen die gedeelte oor die anti-kris wat letterlik mense se lewens verwoes, en die gedeelte oor die valse profeet wat besig is om ons 'n gat in die kop te praat, staan daar aan die einde van vers 10 hierdie woorde: Hiervoor het die heiliges volharding en geloof nodig. En dis wat ek en jy vanoggend moet hoor. Hiervoor het gelowiges volharding en geloof nodig. Hou vas aan die Christelike geloof. Hou vas aan jou Christelike waardes. Hou vas aan toewyding tot die Here. Hou aanbid dat die Here jou sal regop hou. Hou aanbid vir krag om staande te bly. Hou aanbid dat die Here jou sal help om die regte keuses te maak. Dit sal nie maklik wees nie, inteendeel, dit sal hel wees. Maar hou vas en volhard, want die einde is naby. Die goddelike drie-eenheid wat in beheer is van die wêreld, sal jou gebed verhoor. Sal jou genadig wees en jou beskerm, ook in die tye wat jy die sweepslaaf van Satan op jou eie lyf voel. Amen.
Here, vanoggend praat U hart met ons. U gee aan die een kant vir ons hierdie wonderlike versekering van U teenwoordigheid. Dat U by ons is, dat U ons beskerm, dat U ons versorg en dat niks ons ooit uit U hand sal ruk nie. Ons weet dis waar, Here. En ons het nodig om daaraan vas te hou, maar in dieselfde asem, Here, sê U ook vanoggend vir ons. Daar's heeltemal te veel dinge wat ons aandag aflei van dit wat werklik belangrik is. 'n Verhouding met U. Here, as ons net eenmal 'n week vir 'n uur op 'n Sondag hier kom sit en aan U dink, is dit te min. Want dit is nie 'n verhouding nie. As ons net so dan in wantyd kry om Bybel te lees of te bid, stil te word en te luister, dan is dit te min. En dan is elkeen van ons se antwoord, ek het nie tyd nie. Want ek is met soveel ander dinge besig. Here, maar ek sien in my eie geestesoë vanoggend hierdie prentjie van die mannetjie met die pyltjies en die opsies en die keuses en die besluite wat geneem moet word. En ek dink in my eie lewe, Here, en ek glo ons is 'n klomp wat sal sê om 'n besluit te neem om sekere dinge te los sodat ek tyd kan hê vir 'n verhouding met U. Dit sal een van die braafste goed wees wat ons moet doen. Maar ons het geloof en volharding daarvoor nodig en ons bid vanoggend, Here, dat U deur U Gees vir ons daartoe sal lei en sal sterk maak, sal help om balans te vind in 'n lewe en in 'n wêreld wat eintlik lankal balans verloor het. Help ons, Here, om balans te vind in dit wat werklik belangrik is. Want uiteindelik is ons maar net hier vir 40, 50, 60, dalk is ons gelukkig is 80 jaar. Van ons dalk heel wat minder. Ons wil gereed wees die dag as U ons kom haal. Ons wil so na as moontlik in 'n verhouding met U leef. Ons wil in U wees soos wat U in ons is. Dis wat vir ons belangrik is, Here. Help ons, Here. Want uit eie krag sal ons dit regkry.